Hallo almal. Nou ja, hier is ek bietjie op myself aangewese om die video preek boodskap op te neem. Dina is besig met 'n beeldhou kursus vir 'n paar dae. Ons is so bietjie aan die reis. Vrystaat, Bloemfontein. Ek wens ek kon almal sien wat ek graag sou wou sien en wat my graag sou wou sien. So ja, en daar skree Dina op die agtergrond vir die landlady hier op die plotte. Sy weet nie, ek's besig om die video op te neem nie. Miskien hoor julle nie haar stem nie, miskien wil julle haar stem hoor. So ja, nee, ek het 'n doop hier in die Klipkerk. Ek het 'n troue by Oude Kraal en dan gaan ons bietjie skoolmaat toe, dan het ek 'n vervroegde Pinkster in Kimberley. Dis 'n besige tyd. So ja, miskien is die boodskap nie so lank nie, maar miskien sê julle bly wees daaroor. Laat ek dadelik begin. Hierdie teksgedeelte het ek gedoen by oom Bokkie Valentine, ons bure in Heidelberg, se pa, oupa Bokkie, en dit was vir hom 'n geliefkoeste teks. Ek wil 'n paar lyne trek, ek wil 'n paar dinge daaruit vat en met julle deel, want dit is vir my absoluut aangrypend. Ek gaan Psalm 137 vir julle lees, en dan, soos ek dit lees, gaan ek dit verklaar en 'n paar gedagtes met julle deel. Kry solank jou Bybel gereed, Psalm 137. Dit gaan daaroor, Israel is in ballingskap, want hulle sê hier, by die riviere van Babel, daar het ons gesit. Babylonië, wat Israel ingeneem het, Jerusalem, die stad verwoes het. So te sê, alles platgeslaan het, die tempel, wat vir hulle die belangrikste was, simbool van God se teenwoordigheid, verwoes. Jy kan dink die krisis waarin hulle sit. Is God almagtig? Waarom keer hy dit nie? Ons vra dit baie keer met dood, siekte, probleme, lyding. Is God liefdevol? Hy is ons God. Waarom gebeur dit? Die tempel wat vir hulle die simbool is van waar God spesiaal teenwoordig is. Natuurlik is hy in enige land, maar Israel het ook maar hierdie ding gehad van God wat eintlik maar verbind is aan jou land. En as jy in 'n vreemde land kom, dan word daar vir jou gesê, jou godheid is nie hier nie. En hulle het getwyfel, platgeslaan in hulle gemoed, hulle emosies, hulle gedagtes. Ek dink aan Jeremia wat skryf in klaagliedere in 'n ballingskapsituasie, waar hy sê, dit is gal en gif vir my, as ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Babel. Dadelik dink hy aan die toring van Babel, daar waar hulle reeds ongehoorsaam was. God wou hê dat mense oor die aarde moet versprei, maar nee, hulle wil daar, by die toring van Babel, wil hulle wees, en namaak staan daar, en kyk hoe hoog hulle kan opbou na die gode toe, na God toe, en ongehoorsaam aan God, en God het hulle verdeel. Ja, hierdie is waar ons is, die kaartjie. Ek het nie 'n idee wat jou naam is nie, Kattertjie, maar jy's welkom. Lyk my, dis 'n Bybelkaartjie. So ja. En dan, deur die Bybel het Babel die simbool geword van die opstandige nasie of mens, die volk. Openbaring trek die lyne deur na Babylon, toegepas op die Romeinse owerheid daardie tyd, wat die Christene vervolg het, wat die Jode vervolg het en wou uitwis.
Daar word gepraat van die hoer van Babylon in Openbaring, gaan soek maar 'n bietjie daar, gaan lees dit. Die ontrou wees aan die ware God. En 'n simbool van goddeloosheid, ondergang, onderdrukking, verdrukking, verwoesting. Daar's Babelse dinge in jou en my lewe, in ons samelewing, in die wêreld. Babelse verwarring, geweld, sonde, afvalligheid van God. Daar's dinge wat jou wil verdruk, jy ken jou lewe, onderdruk, plathou. Jou lewe wil verwoes, jou gemoed, jou emosies, jou gedagtes, jou geloof in God. By die riviere is 'n wonderlike plek. Dit was 'n plek waar jy kon sit en pyns en mediteer en God aanbid. Dit was 'n teken van die oorvloed in die lewe en die groei. Dit was groen daar, maar hier is dit vir hulle verskriklik. Hierdie riviere het 'n ander betekenis. Dis nie hulle riviere in Jerusalem nie. Dis nie soos een van die psalms sê, by die Godstad, daar waar die strome vloei, daar in Jerusalem, waar hulle herinner word aan die oorvloed lewende waters van God. Ons trane het gevloei as ons aan Sion dink, daar waar hulle vandaan kom, net 'n ander naam vir hulle plek, God se plek, waar hy vir hulle gesorg het. Aan die wilgerbome in daardie land het ons liere opgehang. Toe die wat vir ons gevange weggevoer het, ons gevra het om 'n lied te sing. Toe die wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolikheid wou hê, sing vir ons 'n lied oor Sion. Hulle word gespot. Hierdie mense wil nie entertain word en dan moet nou konsert gehou word vir die Babiloniërs nie. Dis 'n spot. Sê kom nou, julle wat so lekker altyd gesing het, julle wat sê julle die lewende God, ons Babiloniërs het 'n valse God. Toe kom, waar's julle vrolikheid? Waar's julle geloof nou? En dan later in Psalm 137 vers 7, onthou die Edomiete, Here, die dag toe Jerusalem ingeneem is, hoe hulle aangehou het met sê, breek af die stad tot op sy fondamente. Daardie verlekker in 'n ander se leed. Jy kry dit vandag nog by mense, by individue. Christene wat gespot word, gelowiges, vir wie gesê word, nou ja toe, waar is jou God nou? Jesus wat aan die kruis gespot is. Jesus wat gespot is. Kom af, jy wat gesê het, jy is die koning van die Jode. Jy wat gesê het, God is jou vader. Nou toe, nou ja, hang jy magteloos. Jy word gespot. Hulle sal jou en my spot. Ons is nie beter as Jesus nie. Johannes skryf daaroor. Jesus sê self, ons sal ook vervolg word in die wêreld. Mense, magte sonder God, beteken wêreld daar in die Bybel dan. In die skool, in jou werk miskien, al hoe meer deur ander godsdienste sal ons gelaster word, sleg gemaak word. Hoe bly hulle staande? Hoe bly hulle staande? Hoe het hulle deurgekom? Ten spyte van die smart, die verdriet. Is dit tyd hier om nie te sing nie. Hoe kon hulle dit handhaaf dat hulle ergens weer sal sing? Dat daar iets, 'n vonk, 'n vlammetjie oorbly van wat God in hulle geplant het. Hierdie, en dit gaan oor om te onthou. Om te onthou. Om nie God se dinge te vergeet nie. Al gaan dit hoe sleg met jou, om God te onthou. Hulle sê, ons het aan Sion gedink. Die werkwoord in Hebreëus sê, aan mekaar bly dink. Vir mekaar vertel, onthou die tyd saam met God. Ons sal weer daar uitkom. En hierdie, hoe kan ons die lied van die Here sing in 'n vreemde land? Ons is nie tuis nie. Daar's 'n mismatch. Ek dink dit was so 'n mismatch soos die rooi stoel en die oranje T-hemp wat ek aan het. Ek kan nie dink dat rooi en oranje match nie, alhoewel ek het dit al saam gesien, maar dit nou daar. 'n mismatch met die sonde, met die afvalligheid, want die Babelse godsdienst is in 'n kele afgedruk.
Daar dag en nag moes hulle hoor van Babylon se gode en Babylon se leefstyl. In 'n vreemde land. Geen wonder dat die Nuwe Testament skryf, ons is bywoners, ons is eintlik vreemdelinge, skryf die apostel Petrus in een van sy briewe, in 'n land hier op aarde. Die ware land, plek waarin ons op pad is, die hemelse paradys, die plek waar God is, waar ons sal heen gaan wanneer ons sterf, of wanneer Jesus terugkom met die wederkoms om ons weer te kom haal. Nie te lekker gemaklik tuis wees tussen sonde en negatiewe magte nie. As ek jou sou vergeet, Jerusalem, stad van God, mag my regterhand dan verlam raak, mag my tong aan my verhemelte vaskleef. Dit klink soos 'n beroerte, ja, sê mag ek 'n beroerte kry, verskriklik skerp, streng. So kwaai voel hulle daaroor, as ek Jerusalem vergeet, as ek my tempel, as ek my God vergeet. Daarom dat Jesus die nagmaal instel, en dit 'n kernaspek van die nagmaal is, doen dit tot my gedagtenis, doen dit om my te onthou, die brood en die wyn. Miskien kan julle daar in julle huise, ek sal op YouTube weer een of ander tyd dat ons 'n nagmaal hou, sal julle vroegtydig waarsku, miskien kan julle maar self 'n bietjie, as julle nie in die kerk, of julle nie kerkdienste bywoon en 'n nagmaal kry nie, koop vir julle wyn, koeldrank, 'n broodjie, en as gesin vier die nagmaal. Al is jy 'n moeder alleen daar, het hoef nie net 'n pa te wees nie, ons is in die voetspore van Jesus almal priesters wat mekaar bedien. 1 Petrus, 'n koninklike priesterdom. Maar dit daar gelaat, om te onthou, om Jesus nie te vergeet nie. Weet jy, hierdie is verskriklik belangrik. As ek aan jou nie dink nie, as Jerusalem nie my grootste vreugde bly nie, dat ons die heeltyd sal dink aan wat was my vreugde saam met God? Wat maak my regtig bly? Filippense 4, verbly jou in die Here. 4 vers 4, verbly jou in die Here. As niks jou meer verbly nie, as jy soveel verloor het, het gaan oor verliese hier. Verliese. Ek praat gereeld met mense wat trek. Ja, ook getrek raak. Gereeld getrek raak en hulle vryheid verloor, verlies het aan vryheid, die hele tyd onder die invloed van drank is. Ek ken sulke mense. Nee, dit daar, ons bid ernstig vir hulle en vir almal wat hulle vryheid verloor het, verslaaf is aan magte en dwelms en wat ook al. Hier by ons in Heidelberg, wel ek sê nou hier, wel ons is nou nie Vrystaat, maar in Heidelberg, wel oral, die tik onder skoolkinders, die dwelms. Verliese. Miskien 'n verlies, iemand wat gesterf het, 'n pa, ma, 'n man, 'n vrou, 'n liefdesgenoot in jou lewe, 'n kind. Verliese, eiendom, diefstal, alles verloor, verlies, wanneer jy trek. Ons het so gevoel, toe ons van Bloemfontein af verhuis het, Suidwes Kaap toe, daardie verlies. Dink terug, wanneer dit sleg gaan. Onthou die goeie, skryf dit neer, nou al, ek sê ons altyd, julle ken dit, skryf jou boekie. Skryf neer wat die Here vir jou help. As jy in 'n krisis was, jy is in 'n ballingskap, in 'n Babylon situasie, skryf neer. Hierdie dag en datum het God my gehelp. En as dit sleg gaan, as jy iemand help met wie dit sleg gaan, dan gaan jy terug en sê, kyk, hier het God my gehelp. Gaan help mense met wie dit sleg gaan, wat verliese ly, om te onthou. Om te gaan en hierdie te vra, dink terug aan die goeie. Wat se goeie tye saam met God was daar in jou lewe? Roep dit op, roep dit in herinnering. Dit gaan jou geloof weer optel. Dit gaan jou weer op 'n fundament sit. Dit gaan jou weer dra. En dan 'n laaste gedagte. Kyk, daar in die
Ou Testament, veral in die psalms, daar word gepraat van die vloekpsalms, waar hulle 'n soort van 'n vloek uitspreek oor hulle vyande. Na Jesus Christus, Jesus het die vloek gedra, hy wil nie hê dat ons mense moet vervloek nie, ons moet bid vir ons vyande, ons los dit in die Here Jesus se hande, hy sal oordeel, hy sal mense hanteer wat teen hom is, hy sal die wiel laat draai, maar dan sê hulle dat jy verwoes sal word, Babel, is seker, gelukkig is die man wat jou terugbetaal vir wat jy ons aangedoen het. Ag, en dan sien nou 'n deel wat sleg is, daai laaste vers 9, lees dit maar by julle self, hoef dit nie vir die kindertjies te lees nie, dit was maar die oorlogvoering van die tyd, dis wat heidense volkere veral met mekaar gedoen het. Israel was self slagoffers hiervan by geleentheid om almal uit te wis, maar dit nou daar gelaat in 'n oorlogssituasie, ook kinders. Maar kyk hierdie, jy sal verwoes word, Babel. Alles wat negatief en sleg is, alles wat jou verdruk, sal verwoes word. Weet dit, die dag kom. Finale einde, waar al wat sleg is en teen God en wat verwoes en verdruk sal verwoes word. Ons moet bid vir die verwoesting, die ondergang van korrupsie, bedrog, gemors in hierdie land. Nie noodwendig dat mense nou doodgaan nie, asseblief nou, bid vir lewe, maar bid dat hulle gered word. Want waar mense, 'n regering, verlos word, die pad van die Bybel loop, daar is die verwoesting van die bose. Daar is die vernietiging van die bose en die sonde. Weet verseker, jy sal herstel word. Jy sal weer by die riviere sit, wat God laat vloei, oorvloed lewende water, soos Jesus sê. Jy sal weer genees. Jy sal weer daar op daardie plek wees, waar jy God dien en vind en waar die blydskap weer sal wees. Jy sal die lier en die instrument en jou lofprysing sal jy weer opneem. Kom ons vat hierdie boodskap dan ook die wêreld in, na mense toe wat in 'n ballingskap, slawerny, 'n Babel vasgevang is. Kom ons onthou die ander koninkryk, die wat Jesus Christus vir ons kom wys het, en God se koninkryk.